Goeiemiddag. Vandag se lesie gaan ek vir julle voorberei. 'n Helix, dit is basiese konsep van hoe om 'n helix te teken. 'n Helix, as jy nie weet wat dit is nie, is maar jy kan vergelyk met 'n spring, dis 'n spiraal. Dit gaan vir graad 10, vir graad 11 en 12 hierdie lesie, dit gaan vir al twee grade werk. As ons nou kyk hier op ons papier, gee hulle vir ons hierso die vraag sê hulle gee 'n vooraansig en 'n boaansig van 'n nie deursigtige silinder. Die spesifikasies 2 omwentelinge wat by punt A begin. As jy kyk hier op die skets, gaan jy sien die ondergele vir jou punt A. Daarso. En dan sê hulle die steek is 50 mm. Nou met ander woorde, die steek is elke omwenteling. Een omwenteling is 50 mm. In hierdie geval is daar 2 omwentelings, so hierdie silinder se hoogte is dan 100 mm. OK, die instruksies. Deur gebruik te maak van die gegee aansigte, teken 'n regterhandse helix volgens die gegee spesifikasies. Goed. Die eerste ding wat ons nou moet gaan doen, voordat ons enigstens verder kan teken, is om ons sirkel hierso in 12 dele te gaan deel. Nou ja, dit is basiese kennis wat julle al reeds moet weet. Ek gaan net so vinnig dit vir julle wys weer. Ek gaan met jou 30 grade driehoek doen jy dit. Ons verdeel ons sirkel in 12 gelyke dele. Ons draai die driehoek op 'n ander sy. Dan weer totdat jy sien jy het nou 12 gelyke dele. Goed, as jy dit gedoen het, dan gaan nommer jy hulle. Ons begin gewoonlik nommer by punt A, dan nommer ons kloksgewys. So ons begin by A met 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Goed, as jy dit gedoen het, dan gaan jy en jy trek al die punte reguit af onder toe. Nadat jy dit gedoen het, dan kan jy nou hieronder volgens daai boonste, volgens die boansig, kan jy die silinder gaan nommer. Ek sê julle kan sien. Dan begin ons by A. Dan nommer ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan nommer ons weer terug. 8, 9, 10, 11 en 12. Nou goed, vir die volgende moet jy nou mooi luister. Jy moet nou vir elke omwenteling wat hierdie helix maak, moet jy hierdie blok in 12 dele gaan deel. Nou ons het 2 omwentelinge, so ons moet hierdie blok in 24 dele gaan deel. Dit doen jy soos volg. Dit is ook basiese kennis wat jy al reeds moet weet. We gaan net vinnig daardeur hardloop. Trek 'n lyn, deel jy daai lyn in 24 gelyke dele op. Goed, jy wil 24 dele gedeel het, dan vat jy die laaste punt, en jy trek hom na die onderste punt toe. Trek jy 'n lyntjie na daai punt toe, punt A. Dan moet jy nou van daai lyn, 'n parallelle lyn van elke punt af, na daai blok toe trek. Om dit te doen, sit ons een van ons driehoeke, liniaal, parallel met daai lyn. Dan sit jy 'n ander driehoek net op 'n sy van hom. Dan beweeg jy daai driehoek so. So gaan jy nou maar aan tot jy al 24 lyntjies trek het. Soos ek sê, hierdie is basiese kennis wat jy al in graad 10 geleer het. Dit is nou maar net weer recap, sodat jy dit vergeet het, maar net weer kan opvang.
Dis al 24 lyntjies getrek, en dan moet ons hulle gaan nommer. Ons begin by A nommer. A is dan nommer 1. En dan die volgende lyntjie 2, 3, nommer is 12, en dan begin ons weer, as jy 12 kry, weer by nommer 1. En dan die heel laaste een bo is weer nommer 1. Goed, nou moet jy al daai punte wat jy daar gekry het, al daai lyntjies, moet jy horisontaal deur die silinder trek. Soos julle kan sien, is dit baie lyntjies wat jy trek. Dit is die rede hoekom ons nommer, want as jy nommer, dan is dit veel moeiliker om by mekaar te raak. Dan raak jy so vanaf by mekaar. Nou kan ons begin met ons helix. Nou eerste ding wat jy moet nou gaan kyk is dit 'n linksom helix of is dit 'n regterhandse helix? Nou hierdie vraag sê hulle vir ons, dit is 'n regterhandse helix. Nou as jy vir my kyk, is maklik om te onthou watter kant die helix moet draai. 'n Linkerhandse helix gebruik jy jou linkerhand en sê hy draai so om, hy gaan linksom. 'n Regterhandse helix is regterhand, hy draai regsom. Dit is 'n maklike manier om dit te onthou. Hierdie ene begin hy by punt A, regterhandse helix, dan ons gaan eers agter om die silinder. Nou wat ons dan doen is, nou gaan jy begin by punt 1, en punt 1 het ons klaar 'n lyntjie gekry daar. Volgende is lyn nommer 2 en lyn nommer 2, daarso. Dan lyn nommer 3 en lyn nommer 3. Dan elke keer waar die ooreenstemmende nommer mekaar kruis, is dit waar jy jou punt gaan kry. Dan kan jy so aanhou, nommer 4, nommer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. En dan begin ons weer by nommer 1 op die kant. Dan gaan ons met die tweede omwenteling. Elke keer waar die ooreenstemmende nommers mekaar kruis, het jy 'n punt. Nou wat jy nou gaan doen. Nou gaan verbind jy daai punte. Hierdie punte verbind jy nou met 'n ligte lyntjie vryhand. Net om jou min of meer jou kurwe te kry van waar jou kurwe moet loop, voor jy hom nou die donker lyn gaan intrek. Okay, daar het ons nou die kurwe van waar min of meer hy moet loop. Wat jy nou doen is, nou moet jy gaan kyk. Gaan die helix eers agter om die silinder of gaan hy voor om? Nou as ons kyk, regterhands, hy gaan so om. Met ander woorde, hy gaan eers agter om. So dan gaan daai lyn stippellyn wees, want dit is versteekte besonderhede. Tot hier by nommer 7 se lyn, dan kom hy weer voor verby, dan is dit weer 'n donker lyn. En dan weer hier by nommer 1, gaan hy weer agterom, dan is weer 'n stippellyn met versteekte besonderhede. Dan hier kom ons weer voor verby, donker lyntjie, tot by nommer 1.
Nou sê, dit is hoe jy 'n helix teken. Dis die basiese beginsels. As jy dit net so volg, dan behoort daar geen probleem te wees nie. Sterkte ingenieur.